Goeiemôre, dit is dan 21 Mei 2026, lesing 17 van boek 4 van die Groot Johannes Evangelie. Hierdie hoofstuk 32 het 'n interessante opskrif, 'n gebeurtenis uit Yeshua se jongelingsjare. Daar is feitelik geen gedokumenteerde inligting oor wat met Yeshua gebeur het na sy 12de jaar nie. En ook eintlik nie tussen omtrent sy 5de jaar en 12de jaar ook nie. En hier in hierdie geskrifte van Jacob Lorber kry ons inligting. Nou waarom is dit so belangrik? Want dit is belangrik om te weet dat Yeshua van geboorte af die volheid van die krag uit die hemele gehad het, dat die Vader in sy gees vol in hom was van geboorte af. En ons het al hierdie boeke oor toe hy nog klein babietjie was, waar verstommende dinge gebeur het, opgeneem in die jeug van Yeshua. Ons het die 3 dae in die tempel toe hy 12 jaar oud was en 3 dae weggeraak het. Mense sê die priesters het hom geleer. Nonsens. As jy daai boek lees, dan het hy daai klomp priesters probeer leer, maar hulle wou nie hoor nie. En hulle het hom nie herken as die Messias nie, ten spyte van al die verse wat hy uit die profeseë en uit die wet uit aangehaal het wat op hom betrekking het. En is hy toe daaruit onverrigte sake, hulle het hom nie geherken nie. En toe het hy stil geraak, tot op 30. Maar hier het iets gebeur wat ons nou vanoggend kan lees en daar is ook 'n baie diep boodskap in vir ons. Daarom is dit, dink ek, belangrik dat ons daarvan kennis neem. Tydens die gesprek tussen die twee, dis nou daai Risa en Hebron, dink ek, gee ek Yeshua, albei die meisies wat tot lewe gewek is, die geleentheid om my as die een te leer ken, wat etlike maande gelede ook in Kapernaum 'n paar dooies opgewek het. Beide herken my weldra as sodanig, en hulle ken ook vir Miriam en die ander uit die huis van Josef. Gamelia vertel ook dat sy haar nog baie goed kon herinner, dat die ou meester timmerman Josef met sy 6 seuns by hulle pleegvader in Kapernaum 'n hele nuwe skaapstal gebou het. Sy herinner haar nog dat sy myself as jongste van die seuns van Josef by die werk gesien het. Destyds het sy natuurlik nie vermoed dat die gees van die Allerhoogste in my verborge gelê het nie. Maar Ida sê daarop, tog wel, liewe suster, op die laaste aand, toe die gebou gereed was, en ons pleegvader die ou Josef vir die werk moes betaal, maar op sy koopmans manier, ek wil sommer invoeg, maar op sy regte Joodse manier, etlike silwerstukke daarvan afgetrek het, gaan hierdie gewyde na die koopman toe en sê, doen dit nie, want dit sal u geen seën bring nie. U is weliswaar 'n heiden, maar u glo aan die Elohim van die Judeërs, en weet, hierdie magtige Elohim woon in my hart, en as ek hom vra, gee hy my dit wat ek gevra het. Hy woon ook in die hart van almal wat regverdig voor hom is, en verhoor graag hulle gebede. As u hardvochtig sou wees teenoor Josef, wat swaar werk by u moes verrig, dan sal ek my Elohim en Vader vra, om u dit te vergeld, en u sal daarvoor weldra baie sleg beloon word. Bedink dat dit nie goed is, om diegene te beledig, waarmee Elohim een is nie. Maar my pleegvader het geen ore daarvoor gehad nie, en het vasgehou aan sy korting. Die ou timmerman sê egter, luister, ek is eerlik, en sê dit eerlik vir u. Die paar silwerstukke, maak juis my hele wins uit, vir hierdie swaar werk, en daarmee sou ek my huis hier kon betaal het. Maar omdat u, 'n ryk mens, soveel waarde daaraan heg, mag u dit hou. U behou dit egter onregmatig, en dit kan nooit goed wees nie.
Hierdie tipe van situasie waar die mens werke verrig vir ander mense, sien ons vandag baie in ons volk. Baie van die mense wat hier weggaan, gaan werk vir 'n man vir 'n ooreengekome loon. En as hy sy maand klaar het, gedoen het, dan kry hy of 'n heeltemal verminderde loon of glad nie. En ek praat nie nou nonsens nie, dit is algemeen. Maar ons vind dit ook so dat jy vir sulke mense werk, dan aan die einde van die werk, die job, trek hy dan die geld af wat gewoonlik dan jou wins is. En in die geestelike is dit ook presies so, dat hierdie verworwe wêreldse mense is altyd uit om die ware geestelike kinders van Vader in te doen, op alle vlakke, op voordeelvlakke, op geldelike vlak en op geestelike vlak. Ons kan dit elke dag sien, ons kan ons volk as 'n voorbeeld neem, hoe die wêreld saamgespan het met die ANC kommuniste en ons letterlik uit die werksplek uitgewerk het. En die kerke dit geseën het. Dieselfde kerke waar al die mense gaan bid en hulle self al hulle tiendes voorgee, dieselfde kerk waaruit mense Sondagoggend terug gaan huis toe, en as hulle die deur oopmaak, dan word hulle vermoor. Nou vra ek jou, as jy tog geseënd is deur die verteenwoordiger van Vader, die sogenaamde verteenwoordiger van Vader, dan behoort die seën dan seker minstens tot vanaand toe te hou. En dan gaan die dom lidmaat en hy gaan begrawe sy pa en sy ma uit daai selfde kerk uit, wat vir hom geen beskerming kon gee nie. En dit is hoe ons besteel word en beroof word van die beskerming van ons Vader. En ons tree nie op daarteen nie. Ek waarborg jou, as jy by Pick n Pay 'n ding gekoop en jy kom by die huis, sê maar 'n stofsuier of wat ook al, en die ding is stikken, dan vat jy hom terug. Hoekom doen ons dit nie in ons geestelike lewe ook nie? As 'n ding nie werk nie, waarom moet ons aanhou by die ding? Want ons het die beloftes is als in die skrif. En hoekom die beloftes nie realiteit word by hierdie plekke nie, is omdat daai plekke nie Vader verteenwoordig nie. Verteenwoordig 'n ander gees. Ons het gister daaroor gepraat. Ek, Ida, huil egter van verontwaardiging oor die verstokte hardheid van my vader. Ek gaan na my kamer toe en gaan haal al my spaargeld uit. En Gamelia doen daarna dieselfde. En ons stop heimlik so ongeveer 100 silwerstukke in die ou Josef se gereedskapsmandjie. Wonderlike 2 dogters hierdie. Sonder om dit uit te basyn gaan hulle en hulle doen dit, maak goed wat hulle stiefpa nie wou doen nie. Niemand het dit gemerk nie, behalwe u, o meester. En u sê toe, maar julle 2 meisies sal eendag ryklik vergeld word vir die goeie wat julle nou aan ons bewys het. Met hierdie woorde het u verheerlik daar uitgesien. Toe staan julle op en verlaat ons huis. Dit was laat in die aand en julle het te voet nog etlike ure om na Nasaret te gaan. Ek sê toe vir u, wil u nie vandag liewer hier bly, in plaas van om op die onveilige ver pad te gaan nie, veral nou dat die nag so duister is, en omdat dik onweerswolke die hemel bedek, en daar ook onweer op pad is. Toe sê u, Joshua, iets wat ek nooit vergeet het nie. Wie die dag gemaak het, beheers dit. En wie die nag gemaak het, beheers dit ook. Daarom het die meester van die dag en nag, nog die dag, nog die nag te vrese. Ook die onweer val onder die mag van dieselfde meester, wat die wêreld nie ken nie, nog die nag,
nog die onweer sal ons skade kan berokken. Vaarwel, engeltjies. Toe verlaat julle ons huis en die hemel mag dit weet. Julle was skaars oor die drempel, of daar was al geen spoor meer van julle te vind nie. O, ek het dikwels gedink aan u, o meester, maar daarna kon ek u tot nou toe nêrens weer ontmoet nie. Maar u woorde met betrekking tot ons pleegvader het in dieselfde nag nog op verskriklike wyse uitgekom. Daar het 'n ontsettende onweer opgekom. Die weerlig het 3 maal in die nuwe skaapstal geslaan, waarin reeds op die dag van voltooiing 1700 pragtige skape hulle bevind het. Nou 1500-700 skape is in vandagse terme baie geld werd. So dit was 'n groot slag geweest. Alles verbrand binne 'n paar uur en ondanks alle moeite kon daar niks gered word nie. Toe betreur ons pleegvader dit dat hy die troue timmerman so onreg aangedoen het. Want hy sê self, hierdie straf word my van bo opgelê, omdat ek dit verdien het. Ek sal nooit weer in my huis 'n getroue arbeider, ook maar 'n stater, 'n silwerstuk, van die welverdiende aangenome som terughou nie. Hy hou ook sy woord. Die stal het hy ewenwel nie weer op dieselfde plek laat opbou nie, maar op 'n ander plek het hy 'n stuk grond van 100 morg stewig laat omheen en daarop het net 'n hut gebou vir 10 herders en skaapwagters. Die ou timmerman uit Nasaret het ons nooit weer teruggesien nie. Hy moes baie gou daarna gesterf het, want hy het destyds al baie swak daaruit gesien. Nou sien julle weer, dit klink baie erg wat Joshua gedoen het, maar onthou hy is Elohim, hy kan doen wat hy ook al wil. En dit was die enigste manier om daai ou synige vrek te kry dat hy sy fout kan insien en dat hy dit nie weer sou doen nie, want hy sê, hy sal dit nooit weer doen nie. Hy moes daai harde les geleer het. In plaas daarvan kon hy net 'n paar silwerstukke, wat sekerlik nie meer baie meer as 'n skaap se prys was nie, kon hy 1 of 2 skape opgeoffer het, die geld wat hy vir Josef verskuldig was volgens hulle ooreengekome kontrak. Maar hy was nie bereid om dit te doen nie. Toe vat Joshua hom aan sy rykdom. Want dis waar jy so 'n wêreldse mens moet vat. Jy moet hulle vat aan hulle rykdom, soos wat nou op aarde besig is om te gebeur. Omdat die mensdom so in rykdom verswelg geraak het, sien ons nou voor ons oë, dat wat nou met Amerika gebeur, in die Midde-Ooste en in hulle eie land, hulle is maar die sterkste ekonomie gewees, dat die hele aarde nou in 'n verskriklike groot armoede gaan gedompel word. Ek weet nie hoe ons volgende maand voertuie kan laat hardloop om kos te gaan haal nie. Want ek het die pryse vir Junie maand gesien, van diesel is R53. Ek weet nie hoeveel die mense op die bussies moet betaal om vir ons net ons kostes te dek. Ek weet nie hoe gaan ons al die ander goed koop nie, want onthou al die goed moet met voertuie by die winkels aankom. So dinge lyk ook erg, maar omdat ons vir Joshua verneek het en hom nooit sy deel gegee het nie, naamlik die liefde van ons harte nie, gaan hy ons nou slaan op dae waar dit die seerste maak, naamlik op ons sakke. Dis waar hy ons nou slaan. En weet dan wanneer hierdie goed gebeur, hier kom hongersnood, hier kom pestsiektes, hier kom allerhande ander onheil. Dit is die verdiende loon van die mensdom wat Joshua verwerp het. En al wat ons moet doen, ons moet by hom bly. Want die dogtertjies wat ook in die huis was, is nie getref nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle deel wat hulle weggebêre het vir hulle self, het hulle vir Joshua se pa gegee. En hy noem hulle engeltjies.
So dit is wat ons moet doen, is alles wat ons het, moet ons gee, in die geval vir ons naaste, en dan sal hy ons beskerm. En ons lees verder, vers 5. Ongeveer 'n half jaar daarna, kom ons op die groot mark van Nasaret aan, en doen ons uiterste bes om iets oor die ou timmerman en sy seuns te wete te kom. Maar die mense sê dat iemand hulle ver weg ontbied het om 'n aantal huise te gaan bou. En ons gaan dus onverrigte sake weer na Kapernaum toe, terug. Daarna het ons egter niks meer van die timmermans familie gehoor nie. Ons pleegvader moes op 'n keer, ongeveer 3 jaar later, agtergekom het dat Josef vir 'n groot werk na Hoog Nasaret moes gegaan het. Dis nou 'n ander plek as Nasaret, wat in die rigting van Samaria in die gebergte gelê het. Ons het egter niemand van sy familie meer te siene gekry nie. En tog sou ek met die jong timmerman, wat na my wete Joshua geheet het, so baie graag nader kennis wou gemaak het. Maar wat ons toen ter tyd nie meer vergun was nie, dit het U, o meester, wonderbaarlik tot nou toe vir ons bewaar. Nou eers het daar ook vir ons 'n lig opgegaan oor die woorde wat so geheimsinnig deur U gespreek was, op die aand waarop julle in die stikdonker nag ons huis verlaat het. Nou weet ons wie die meester van die dag, van die nag en van die onweer was en is. Maar nou bring ons hier nog eenmaal met hart en mond ons dank vir al die onnoemlike barmhartigheidsgawes en weldade, wat U, o liefste meester Joshua, ons sonder enige verdienste van ons kant af bewys het. Hulle is nou weer met hulle oorspronklike pa verenig. Hulle is uit die dood opgewek, waar hulle verdrink het. Alles dinge wat Joshua nou vir hulle gedoen het. Nou sê Joshua in vers 7, o, so heeltemal sonder verdienste is julle volstrek nie. Dink maar eers aan wat julle vir ou Josef gedoen het. Hoe baie goed het julle 100 silwerstukke hom te pas gekom, toe hy dit die volgende môre in sy gereedskapsmandjie gevind het. Hy dacht eers dat julle pleegvader dit heimlik gedoen het, maar ek het hom baie gou uit sy droom gehelp. Hy het julle goeie harte baie geprys, en ek het hom beloof dat ek self die goedheid veelvoudig aan julle sou vergeld. Daarom doen dit my baie genoeg om julle nou die lewe en julle ware ouers terug te gee. Ga nou veral na hom toe en maak hom bly, want sy vreugde is ook my vreugde. Toe gaan die meisies na Sirenius toe en omarm hom, en van vreugde huil hy soos 'n kind. Wat 'n wonderlike verhaal, wat nooit vir ons tot kennis sou gekom het, as ons nie hierdie boeke gehad het nie. En daar is weer eens 'n baie diep les ook in, van vereniging van 2 gemeentes of 2 organisasies aan die eindtyd, wat weer hulle wortels vind, hulle identiteit terugkry, en verenig met Joshua. Hy red hulle uit die dood uit. Die see is die tale, volke en nasies waar al ons mense in verval het. Dis die wêreldse denke, wêreldse godsdiens, geldinstellings, politieke instellings. Hy red ons daaruit, en hy verenig ons weer met hom. Want Sirenius is 'n man na sy hart, soos hy sê. Sirenius se vreugde is ook my vreugde. Sirenius het Joshua geken van geboorte af. Hy het hom, so 'n paar dae oud, toe het hy hom weggevat uit die destydse Palestina na Afrika toe. Hy het vir hulle 'n huis gekoop. Hy het saam met hulle daar gebly vir 'n ruk, en toe sy terug, en hy het hulle baie besoek. En hy was ontsettend lief vir die klein Joshua. Joshua, as hy daar kom, het hy altyd in sy arms gesit, of op sy skoot.
En Joshua het sy liefde vir hom betuig. Al was hy klein, het die Gees deur hom as kind gepraat. En toe het hulle nou vir 'n ruk vervreemd geraak, in die tyd wat hy nou gegroei het, en later het Joshua homself, hy het weer vir Sirenius na hom toe laat bring. Want hy bestuur en beheer alles, soos ons nou die dag gesê het. Volgende hoofstuk is die belofte van Sirenius, hoofstuk 33. Eers toe Sirenius sy vreugde trane na 'n rukkie uitgehuil het, daarby kragtig bygestaan deur albei die dogters van Sinka, en ook Risa wat nader gestaan het, kom hy, Sirenius, weer na my toe, omarm my en sê snikkend: O ewige, suiwere liefde, wie sal u dan nie bo alles kan lief hê nie? O Meester, o Vader, hoe goed en hoe gewyd is u eintlik. O Meester, laat my in my liefde sterwe. Meester en Vader, reeds sedert ek die onmeetlike groot barmhartigheid geniet het, om u vanaf u aardse geboorte te geken het ek u ook altyd lief gehad, en was u steeds die spil waarom al my gedagtes gedraai het. Maar ek was nie altyd ewe sterk meester oor my innerlike wêreld en oor die wêreld buite my nie. Maar nou glo ek egter dat ek deur u barmhartigheid en liefde die nodige krag verkry het om onder alle omstandighede volgens u gewyde wil die hele res van my lewensdae as mens te kan deurloop. Ek heers weliswaar meerendeels oor heidene, waarvan ek jammer genoeg ook nog hier en daar die gode leer moet beskerm, wat 'n groot boosheid is, maar 'n boom val nie met die eerste hou nie. Ek sal egter my uiterste bes daarvoor doen en sal poog, ten minste binne my gesagsgebied, om die kennis van die enige ware en lewende Elohim onder die beter heidene, sowel as wat maar moontlik is, te verbrei. Onthou dat Rome op daai stadium 'n veel godedom was. Hulle het ontelbare gode gehad met hulle priesters en met hulle geboue of tempels, en al die mense het basies hierdie gode aanbid. Maar hy wat Sirenius is, het oor die destydse Judea ook geheers, en in Judea is die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid, die enige Elohim. En daarvan het hy ook kennis gedra, want hy het kennis van die skrif gehad. En hy het Joshua nou herken wie hy is. Met die priesters sal ons gewis die grootste moeite hê, want hierdie kaste leef al verskeie eeue in hulle volksmisleiding. Die oues sal wel weerlig en donder van die hemel afroep, en die jongeres sal grimmige gesigte daarby trek. Maar ten slotte sal hulle wel gedwing word om hulle ou gewoontes te laat vaar, om op ons nuwe terrein aan die werk te spring. Die verdrietigste vir die eerlike mense op hierdie aarde is egter dat mense die leuen vinnig en sonder enige moeite vind. En hierdie ding is nog vandag waar. Maar die waarheid slegs kan bereik deur baie moeitevol te soek, wat dikwels gepaard gaan met baie en groot gevare. Die ou Egiptenare het hulle skole baie voorbeeldig ingerig. Wie maar net iets vir sy uiterlike lewensomstandighede wou leer, moes sy tarief betaal het, en dan het hy die talle voordele te siene gekry. Wie egter gekom het om die waarheid, wat die voorwaarde is vir die innerlike lewe, te soek en te vind, was in sy verdagte soeke op 'n haas ongelooflike wyse die vuur aan die skene gelê. En as hy die groot lewenswaarheid gevind het, moes hy priester gebly het en dure ede gesweer het, dat hy van dit wat hy ontdek het, geen enkele leer, ook maar 'n woord sou vertel nie. Iewers in die nuwe Openbaring verduidelik hy hoe hierdie Egiptiese wyshede verkondig is en versprei is. Dis verskriklik erg. Mense het vir
jare en jare, ek praat van 10, 20 jaar, het hulle in hierdie duister katakombes moes ophou, hulle moes daar bly, en hulle is wyshede geleer daar deur die ou klomp Egiptiese wysgeere. Maar dit was als verdraaide leer, omdat die Egipte wat aanvanklik die waarheid gehad het, en hulle ou tempels bevestig dit, het hulle ook maar almal van die pad af gegaan en 'n verdraaide leer verkondig. So al het jy die waarheid gesoek, het jy dit nog nooit gekry nie, maar jy ontsettend baie hard moes ly daaronder. En dis vandag nog so, die leuen word net so vinnig geglo. Maar verniet of jy hierdie waarheid, wat ons nou vanoggend hier lees, vir die mense sal kry om op te neem nie. Maar as jy nou 'n ding van internet aftrek met mooi video, met mooi illustrasies ensovoorts, dan kan jy amper vir die mense enige iets wys maak. Hulle glo dit, want dit lyk so mooi. Ek dink aan al die vals dinge wat nou die rondte gaan oor ons ontstaan, die skepping van Adam en Eva. En dit is mense wat dit glo, wat is mense soos ons, broers, en hulle glo dat die Anunnaki, wat niks anderste as die nageslag van die gevalle engele is, dat hulle verantwoordelik is vir die skepping van Adam en Eva. En dat daar geen godsbesef meer is by die skepping nie. En dit is hartseer, want daai leuen lei tot nog meer leuns. En die uiteindelike ding wat hulle dan almal aangryp en aanhang, is dat Yeshua 'n fantasie is. En dat hy nooit geleef het nie. En nooit opgestaan het uit die dode nie. Want gewoonlik het sulke mense, wat onder daai gees, ek noem dit sommer die Anunnaki gees, beland, het dieselfde hoogmoedseienskappe van hierdie klomp gevalle engele, wat hulle weer van hulle pa afgekry, Lucifer. En hulle sal dan vir jou sê, hulle het nie vir Yeshua nodig, want hulle is nie eintlik sondig. Soos wat by monde van Donald Trump gesê is, toe die mense hom konfronteer oor Yeshua of Jesus, toe vra die persoon maar, hoe gaan jy dan jou sondes vergewe kry? Toe sê, maar ek sondig nie, ek het nie 'n verlosser nodig nie. En so dink baie mense, hulle sal dit nie altyd sê nie, maar hulle glo dit. Sodoende was die heilige waarheid altyd moeilik te bereik. Terwyl die regiment van die leuen gratis oor die hele wêreld 'n hoë bors uitgestoot het, omdat die ou leuen altyd die scepter oor die mense geswaai het, het die mense aan die leuen gewoond geraak. Dit het tot 'n tweede natuur vir hulle geword, wat des te makliker gegaan het, omdat baie, hoewel nie almal nie, hulle daarby baie goed beval het en nog beval. Nou, die opgee van die leuen sou, na my mening, op sigself nie soveel besware opgelewer het nie, maar die opgee van die voordele, wat tot dusver daaruit geniet was, des te meer. En dit is hoekom baie van hierdie georganiseerde kerkorganisasies se leiers, pastore of dominees nie kan loskom van daai organisasie nie, want hy geniet die voordele wat daaruit vir hom voortkom. Soos die een dominee eendag gesê het, nee, hy is so gelukkig, hy is nou na Lichtenburg toe beroep, want Lichtenburg het 'n goeie industriële gebied, so my bankrekening is altyd vol, en hy het 'n goeie boerdery gemeenskap, so my yskas is ook altyd vol. En dis waaroor dit gaan, vir baie van hulle, is die voordele. En ek het al met ouens gepraat, wat in hierdie kerkorganisasies was, en wat baie ongelukkig was op die manier waarop hulle behandel word. Sê ek, los hulle man, gaan uit, gaan begin jou eie ding. Dieselfde gaan hier, die leuen se voordele is te groot vir die mens
om te sê ek breek daarmee en ek stel my vertroue net in die Vader. Tog sê Vader in die skrif deur Joshua, hy sê ek sal vir jou sorg. As jy my woord uitdra, hoef jy jou nie te bekommer oor enige iets nie. Alles sal vir jou gegee word wat nodig is. Maar daai belofte is vir die mens wat in die leuen vassit baie moeilik om te glo. Maar wees geduldig, alles sal nog in orde kom. Beloof en gee die priesters ander voordele. Toon hierdie kaste wat nog geen geloof meer het nie, vriendelik onder 4 oë die waarheid en tref dan met hulle 'n ooreenkoms, ten minste met die beter deel, vir die verspreiding van die waarheid. Dan glo ek dat die grootste probleem van vroeër op hierdie manier tot minimale verhoudings teruggebring kan word. Of 'n mens egter ooit op aarde die leuen ten volle sal kan uitban, is 'n heel ander vraag. Goeie en opregte mense met siele wat met die waarheid vervul is, sal sekerlik alles daaromtrent doen om, in ieder geval hulle bure, 'n beter insig te gee. Kortom, rondom sulke liggewers sal dit altyd behoorlik lig wees. Maar verder van die ligbron verwyder, sal dit dan alweer donkerder word. En heel ver weg, sowel in ruimte as in tyd, sal soos nou, die diepte van die nag steeds haar scepter swaai. So dink ek daaroor, o meester, sou dit miskien wel kon verander, maar u weet ook waarom dit op hierdie aarde so moet wees. Daarom geskied ook altyd slegs u alleen gewyde wil. Nou as daar ooit woorde was wat deur die Gees geïnspireer is dit hierdie woorde van Sirenius, wat hy nou hier uitspreek, vol van Joshua se gees, nadat hy sy liefde vir hom bely het, want dit het presies so gebeur. Omtrent 300 jaar na hierdie gebeurtenis plaasgevind het die Romeinse kerk die Christelike leer opgeneem, en hulle sê hulle is nou die vader van daai leer. Maar hulle het dit so gemanipuleer dat hulle slegs boeke geneem het uit die Bybel of uit die destydse boeke wat rondgelê het, boekrolle, en 'n Bybel saamgestel het, wat Bybel beteken net versameling boeke in Grieks, biblios. Dis waar die woord biblioteek vandaan kom. En so het hulle dan vir duisende jare hierdie leer van Joshua verdraaid aangebied vir die wêreld, met al die tierlantynkies en rituele wat die Romeinse kerk nou kenmerk vandag. En is hulle nog steeds met dit besig, en volgens my kennis het hulle 600 miljoen lede reg oor die aarde. So baie mense wat in hierdie vals religie verval het. Maar tog het Joshua dit toegelaat, want daaruit het redelike klomp ander organisasies voortgekom, bietjie verbeter, maar dan weer ook teen die waarheid gedraai het. Maar uiteindelik nou aan die einde van die tyd, is dit die tyd dat die waarheid sigbaar en beskikbaar gaan word, want hy praat van die laat reëns wat hy uitstort. En hier het ons vanmôre hier voor ons, hierdie stukkie papier. As jy dit inneem en doen, soos ons gister gepraat het van doen, dan het die laat reëns ook jou bereik in jou siel. En dit sal ons dan die krag gee om aan die einde teen hierdie groot leunaanslag, wat nou basies die hele wêreld gevul het, nie net die heidense godsdienste nie, maar ook die Christen godsdienst, veral die Christen godsdienst. Want dit is waar die meeste kerke meeste van Vader se kinders verborge gelê in daai organisasies, reg oor die wêreld. So, hierdie was vir my 'n baie mooi openbaring gewees toe ek het gelees het vir die eerste keer. Baie dankie, ons gaan môre verder.